Ons lees vanoggend saam met die woord van die Here in 2 gedeeltes. Ons gaan stil staan by die gedeelte wat tydens die huisbesoeke behandel is, die brief van die gemeente aan Smyrna, Openbaring 2. Daar sal ons ook ons teksgedeelte kom. Maar ons lees eers saam uit Matteus 16. Daarvan sal ons lees vanaf vers 13 tot 28. Matteus 16 vanaf vers 13. En toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, vra hy sy disippels en sê, wie sê die mense dat ek die seun van die mens is? En hulle antwoord, sommige Johannes die doper, en sommige Elia, en ander Jeremia of een van die ander profete. Hy sê vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? En Simon Petrus antwoord en sê, U is die Christus, die seun van die lewende God. Toe antwoord Jesus en sê vir hom, salig is jy, Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is. En ek sê ook vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. En ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee, en wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees, en wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Daarop het hy sy disippels bevel gegee, dat hulle vir niemand moes sê, dat hy Jesus die Christus is nie. Van toe af het Jesus begin om sy disippels te toon, dat hy na Jerusalem moes gaan, en veel van die ouderlinge en owerpriesters, en skrifgeleerdes moes ly en gedood, en op die 3de dag opgewek word. Toe neem Petrus hom op sy, en begin hom bestraf en sê, mag God dit verhoed, Here, dit sal U nooit oorkom nie. Maar hy het omgedraai en vir Petrus gesê, gaan weg agter my, Satan. Jy is vir my 'n struikelblok, omdat jy nie die dinge van God bedink nie, maar die dinge van mense. Toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit vind. Want wat baat dit 'n mens as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly? Of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel? Want die seun van die mens staan gereed om met sy engele in die heerlikheid van sy Vader te kom. En dan sal hy elkeen vergeld volgens sy dade. Voorwaar ek sê vir julle, daar is sommige van die wat hier staan wat die dood sekerlik nie sal smaak, voordat hulle die seun van die mens in sy koninkryk sien kom het nie. Ons lees tot sover in Matteus. Lees ons verder saam met Openbaring 2 vanaf vers 8 tot 11. En skryf aan die engel van die gemeente in Smyrna. Dit sê die eerste en die laaste, wat dood was en lewend geword het. Ek ken jou werke en verdrukking en armoede, maar jy is ryk. En die lastering van die wat sê dat hulle Jode is, en dit nie is nie, maar 'n sinagoge van die Satan. Vrees vir niks wat jy sal ly nie. Kyk, die duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis werp, sodat julle op die proef gestel kan word, en julle sal 10 dae lank verdrukking hê. Wees getrou tot die dood toe, en ek sal jou die kroon van die lewe gee. Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Die wat oorwin sal deur die tweede dood geen skade ly nie. En dan die teksgedeelte waarop ons sal fokus in die woordverkondiging is vers 9, die middelste deeltjie, ek ken jou armoede, maar jy is ryk. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, sou jy 'n lid wou wees van die gemeente in Smyrna? 'n Gemeente waarvan Christus nie een slegte woord te sê het nie. 'n Gemeente waarin jy jou geloof goed kan uitleef. Hoe heerlik moet dit nie wees om deel te wees van so 'n kerk nie.
En tog het die mense in die gemeente 'n swaar lewe gelei. Hulle het geleef onder konstant enorme druk. Broeders en susters word gespot en gelaster deur die ander mense in die stad. Sommige gemeentelede word toegesluit in die tronk. Party van die lede word gemartel, ander op brandstapels vermoor. Dink 'n oomblik daaraan. Een van die vroue in ons gemeente word gevang omdat sy 'n Bybel in haar besit het en sê dat sy die Here dien en niemand anders nie. Die dorpsraad en die burgemeester besluit om haar te vermoor. Die rede: jy kan nie iemand anders dien as die staat en die leier van ons land nie. Hulle steek haar in die brand in die middel van die hoofstraat, sodat almal kan sien wat gebeur as jy 'n Christen is. Dit gebeur in Smyrna. Sou ek 'n lid wou wees van die kerk in Smyrna, 'n gemeente waar jy amper alles moet opoffer. Selfs jou lewe is nie veilig in so 'n stad nie. Uit die brief van Jesus Christus aan die gemeente is daar vir ons baie om te leer. Ons situasie verskil baie van die van ons medegelowiges in Smyrna, maar ons aanbid dieselfde Here. En die rykdom waaroor hulle besit, dit ontvang ons ook van die Here af. En so kom ons by die tema vir die woordverkondiging. Dit is die rykdom van die gemeente van Smyrna. En aan die hand van die teks staan ons stil by 2 punte. Eerstens by hulle armoede, waar Christus vir die gemeente sê, ek ken jou armoede. En tweedens by hulle rykdom, waar Christus sê, maar jy is ryk. Die gemeente in Smyrna was 'n arm gemeente gewees. Fisies het hulle min gehad, materieel het dit sleg gegaan. En met arm wys Christus nie op arm van gees, soos wat ons in die bergpredikasies lees nie. Hy bedoel hier werklike, fisiese armoede. Dit is die armoede van 'n bedelaar, 'n diepe, algemeen heersende armoede. Bekommerd oor wat jy die dag gaan eet, waar jy die aand gaan slaap. Dit was die toestand in die gemeente. Hulle het 'n moeilike bestaan geleef. Die medeburgers van die stad het die daaglikse lewe vir hulle 'n bittere stryd gemaak. Deur hulle bure en medeburgers is hulle belaster en bespot. Aan die een hand deur die heidene in die stad. In hulle oë is daar slegs een Heer en dit is die keiser. Jy mag niemand anders aanbid nie. Hulle het geglo in die keiserkultus. Die keiser is werklik as God aanbid. Hulle het vir hom gekniel. En aan die ander hand is hulle bespot en belaster deur die Jode in die stad. In ander stede in Klein-Asië het die Jode en die Christene saamgewerk, maar nie in Smyrna nie. Die Jode daar was 'n bedrogspel. Hulle het voor die keiser gekruip en het hom erken. Hulle het hom aanvaar. En so het hy vir hulle ruimte gegee om Joods te bly. Maar hulle moet die keiser ook aanbid. En so het dit gekom dat daar in die sinagoge skilderye en ander kunswerke opgerig is tot eer van die keiser. Dis mag hulle Joodse gebruike voortsit, maar daarin moet hulle die keiser dien. En juist om die rede het die Jode die Christene gehaat. Want die Christene wou nie die keiser dien nie. Hulle dien slegs vir Jesus Christus. En die gevolg hiervan, hulle word uitgeskel, swart gesmeer, uitgeforceer deur die samelewing. In die stad Smyrna was handeldryf die belangrikste saak in die wêreld. In so 'n stad wat draai om geld verdien, kon die Christendom nie wortel skiet nie. Daarvoor was die evangelie te onprakties en werk die manier van handeldryf teen. Wie in die stad Smyrna wil oorleef, moet nie dink dat enigiets belangriker is as handeldryf nie. En in die lig is die klein gemeente daar op die agtergrond geforseer. Die situasie in Smyrna was ongunstig vir die kerk.
Ons situasie vandag hier is anders. Hier in Vryburg kan ons in rustigheid en vrede lewe. Ons is vanoggend hier by mekaar sonder om bekommerd te wees. Oral in die land is daar kerklike byeenkomste. Daarvoor mag ons dankbaar wees. Al aanvaar ons gereeld dat dit nou maar so hoort. Ons besef nie altyd hoe bevoorreg ons is om so by mekaar te wees nie. En ook weet ons nie hoe lank dit nog so sal wees nie. Die regerende party van ons land is ongelowig. Die toekoms van ons land is vir ons onbekend. Dit kan gebeur dat ons kerk soos wat dit nou is, nie meer sal voort kan bestaan nie. Dat jy nie meer rustig op 'n Sondagoggend in jou kar kan klim en kerk toe ry nie. Stel jou voor, dit word so hier in Suid-Afrika. Dit kan gebeur, dit is 'n realiteit, dat jy in hierdie land moet leef, waar jy so arm is as die Christene in Smyrna. Stel jou voor, jy verloor alles. En nie omdat jy slegte keuses gemaak het, of omdat jy droog gemaak het by die werk nie. Nee, net omdat jy glo. Jou huis en al jou besittings word weggevat. Jy leef op die straat soos 'n bedelaar. Jou gesin is weg. Daar staan jy stoksiel alleen. Jou lewe soos wat jy nou leef, moet jy opoffer vanuit geloof. Die gemeente in Smyrna moes dit doen. Hulle moes baie opofferings maak. Met hulle oë gerig op Christus en sy wederkoms, het hulle hele aardse bestaan opgeoffer en 'n lewe geleef sonder enige luksus en voordele. Dit laat 'n mens dink, wat offer ek op vanuit my geloof? In Romeine 12 vers 1 lees jy, ek vermaan julle dan broeders by die ontferminge van God, dat julle jou liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. En dit is wat die Here van jou vra. Jou hele bestaan, alles wat jy is en alles wat jy het, behoort aan die Here. En hy vra dat jy jou hele lewe aan hom moet wy. En dan weer die vraag, wat offer ek op vanuit my geloof? Daar is heel wat konkrete voorbeelde waar ons offer. Byvoorbeeld finansiële offergawes. Dit wat jy offer wanneer die kollektesak verbykom. Of dit wat jy elke maand offer met jou bydra. Die 10de wat jy as offergawe aan die Here gee. En dit is 'n belangrike onderdeel van jou geloofslewe, want uit geloof gee jy. En hoeveel mag ons nie fisies van die Here ontvang nie? Die Here vra dat ons dankbaarheid moet betoon. Daar waar jy jou bydra vir die kerk lewer, dit is nie klipgeld of geld wat jy vir 'n predikant betaal nie. Nee, dit is 'n offer van dankbaarheid, 'n geloofsoffer. Deur 'n gedeelte van jou geld vir die Here terug te gee, sê dankie dat hy jou so mildelik geseën het. So wanneer jy geseën word elke maand, wees dankbaar daarvoor. Bring jou offer met die regte houding, met dankbaarheid. Kain en Abel moes offers vir die Here bring. Abel se offer was vir die Here welgevallig. Hy het dit gebring met 'n opregte hart vanuit geloof. Hy het die eerste en die beste vir die Here teruggegee. Kain nie. Hy het die verkeerde ding gedoen. Hy het met 'n slegte houding gekom en die Here het sy offer nie aangeneem nie. Nog 'n ander voorbeeld hoe ons offer is in die vorm van tyd. Om jou geloof te beoefen en uit te leef, kos tyd. Jy neem tyd vir persoonlike godsdiens en kerklike byeenkomste. Jy sonder tyd af vir die Here, baie bewus. En dit is belangrik, want tyd is min. In die oë van die wêreld is tyd geld. En hoe gereeld hoor 'n mens nie, ek het nie tyd nie. Veral as by kerksake kom. Daar is nie tyd vir huisbesoek nie, daar is nie tyd vir kerk toe gaan nie. En die teendeel hiervan is dat almal eweveel tyd het. Dit hang net af wat jy daarmee doen. Of jy bereid is om jou tyd op te offer. In die brief aan Smyrna, waar werk en handeldryf so belangrik is. Hoeveel tyd spandeer jy aan jou werk?
Jy sal sommer vinnig 'n paar ure per week oortyd werk, maar 1 uur vir Bybelstudie is te veel gevra. Vir jou baas sal jy enigiets doen. Jy sal die nag deurwerk. Maar as die Here jou kerk toe roep op 'n Sondag om hier in sy 2 eredienste bymekaar te kom, dan is die kleinste verskoning genoeg om weg te bly. Of jy sal doodsiek wees, jou bed uitkruip, maar jy sal werk toe gaan. En op 'n Sondagoggend, as die lug soos vanoggend buite bietjie koud is en jy het 'n ligte verkoue, dan bly jy lekker warm in die bed. Nooit te siek vir werk nie, maar gou te siek vir kerk. Of die familie kom kuier die naweek. Dan ruil jy tjoef-tjaf die Here se tyd in vir familietyd. Dit terwyl jou familie en vriende ook in die kerk behoort te wees. Bring hulle saam. Wat offer jy op uit jou geloof? 1 uur per week om kerk toe te kom? Die 2de erediens is te veel gevra? Broeders en susters, die Here vra dat ons vir hom sal lewe as lewende, heilige en welgevallige offers. Laksheid en eiewilligheid word vir die Here nie geduld nie. En hy wil dat ons offers met liefde bring. Met vreugde in jou hart mag jy die Here dien en loof. En die gemeente van Smyrna is vir ons 'n voorbeeld van opoffering. In verhouding met hulle offer ons bitter min op. Wie onder ons moes al tronk toe gaan vir sy geloof of sy besigheid toemaak. Die gemeente toon vir ons aan hoe om in die moeilikste omstandighede 'n seëvierende lewe te lewe. Ons kom by die tweede punt. Die Here Jesus sê vir die gemeente, ek ken jou armoede, maar jy is ryk. In hulle omstandighede is menslike vertroosting nutteloos. Vertroosting vir hulle is slegs moontlik by die Here. En Christus troos sy strydende gemeente in Smyrna. Jesus vertroos sy gemeente wat ly. Hy sê, ek ken jou armoede, maar jy is ryk. En die paradoks is groot, want die verskil tussen ryk en arm in die geval is enorm. Waar Christus in die ander briewe in Openbaring met 'n negatiewe maar kom hy met 'n positiewe maar in die brief van Smyrna. En hier word nou 'n skerp onderskeid gemaak tussen wat 'n mens besit en wat 'n mens is. Dit is die verskil tussen skyn en wese, tussen uiterlike vertoon en innerlike belewing, tussen klatergoud en egte goud met sy hoogste karaat. En God se rykdom is nie goedkoop nie. Jy kan dit nie verkry soos 'n bottel koeldrank wat jy by die winkel koop nie. God se genade is inteendeel ontsettend duur. Dit kos die bloed van sy seun Jesus Christus. En daaraan dink ons besonder vanoggend waar ons die sakrament van die heilige nagmaal saam mag vier. Waar jy hoor dat die kosbare bloed van jou verlosser en heiland vergiet is tot die volkome versoening van al jou sondes. En die saligheid wat Jesus aan sy kerk beloof, word nie eers eendag as 'n troostprys in die hiernamaals uitgedeel nie, maar is vandag reeds jou rykdom. Hier staan, julle is ryk. Die Here sê nie vir Smyrna, jy sal eendag ryk wees nie. Nee, hy sê, jy is ryk. Nie toe maar, dit is oukei, vandag kry jy swaar, maar eendag sal jy daarom ryk wees nie. Julle besit vandag julle rykdom. Vandag as julle lewensbestaan gedreig word, vandag as julle belaster word, vandag as die toekoms donker is, vandag as die bestaande wet en orde en die beskawing tuimel. Want julle leef in die vryheid waarvoor Christus julle vrygemaak het. Nie afhanklik van enige iets op hierdie wêreld nie, maar net van Christus. Die brief van Smyrna leer aan ons 'n besondere waarheid. Die kind van God verwissel nie die tydelike met die ewige as hy sy asem uitblaas nie, maar by sy wedergeboorte. Wanneer jy 'n nuwe mens in Christus word. As Christen besit jy alreeds hier op die aarde die ewige lewe.
selfs in die donkerste omstandighede. Hierdie rykdom is vandag in die hande van die kerk gelê. Wanneer Christus vir die kerk in Smyrna sê, jy is arm maar eintlik ryk, beteken dit nie dat dit verkeerd is om ryk te wees, of reg is om arm te wees nie. Dit is 'n prediking dat rykdom en armoede nie aan die maatstawwe van die wêreld gemeet moet word nie. Die terme arm en ryk het ander betekenis vir 'n Christen as vir 'n heiden. In Smyrna leef 'n gesonde geloof. Hulle geloof het nie wêreldse glorie en verheerliking nodig nie. Hulle hoef nie deel te vorm van die heidense stad nie. Dit is toepaslik op ons. Ons leef hier in Vryburg, 'n dorp met ryk mense. Maar ons hoef nie te leef soos wat hulle wil hê ons moet leef nie. Ons leef volgens 'n ander maatstaf. Ons leef vanuit geloof. En die geloof wat ons van God af ontvang, dit maak ons ryk. Dit kom van bo af. Dit is 'n publieke geheim wat soveel meer werd is as miljoene rande. Wat soveel meer werd is as die grootste diamant wat jy kan vind. Die ware rykdom is by Christus in die hemel. Rykdom lê nie in 'n groot huis of in mag en eer of 'n mooi kar nie. Nee, dit is veel groter en unieker as dit. Die maar van Jesus vir die gemeente is 'n wonderlike maar. Want hoe sleg dit op aarde mag gaan, is jy ryk in Christus. En ons is dankbaar dat ons hierin mag deel. Dat ons, al word baie van ons fisies geseën, mag leef volgens ander maatstawwe. Dat ons ryk mag wees voor God. En wêreldse rykdom teenoor ewige rykdom is niks. Hierby besef ons ook weer dat jy in staat moet wees om 'n lewe van opoffering te lewe. Jy moet onafhanklik wees van jou aardse besittings, reg vir die wederkoms. Volger van Christus, jy is ryk. Al leef jy in die haglikste omstandighede op aarde, jy het 'n ryke Vader daarbo. Al is die 4 kaal mure van jou huis nie jou eiendom nie. Al besit jy niks in hierdie wêreld nie, jy het 'n erfenis in die heerlike wonings van God in die hemel. Geliefdes in ons Here Jesus, ons mag deel in die rykdom van ons medegelowiges in Smyrna. Moenie verbluf word deur aardse rykdom nie. Immers dit behoort in elk geval alles aan die Here. Wees gefokus. Hou die oë gerig op God en bid dat ons Here Jesus Christus vinnig sal terugkom na ons toe. Dat ons in ewigheid saam met hom kan lewe. Skatryk in die hartkamers van die Vader. Amen. Ons gaan nou oor tot die viering van die heilige nagmaal. Ons lees saam die formulier vir die heilige nagmaal. Jy kan dit volg in die psalmboek. In die nuwe psalmboeke is dit op bladsy 130. As ek reg onthou, die ou psalmboeke is dit bladsy 648. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, luister na die instellingswoorde van die heilige nagmaal van ons Here Jesus Christus, soos Paulus dit beskryf. Ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet. Dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my nagedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op 'n onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Om die nagmaal reg en troostryk te vier, is dit nodig om onsself vooraf reg te ondersoek en dit tot sy gedagtenis te gebruik.
Die ware selfondersoek bevat hierdie 3 hoofpunte. Ons moet nadink oor ons sonde en vervloeking en ons moet diepe berou hieroor voor God verootmoedig. Ons moet die vaste belofte van God glo, dat al ons sondes alleen op grond van die soenverdienste van Christus vergewe is, en dat sy volkome geregtigheid ons toegereken en geskenk is. Ons moet die opregte begeerte hê om met ons hele lewe dank aan God te bewys, opreg vir hom te wandel en in ware liefde en eensgesindheid met ons naaste te lewe. Wie so gesind is, wil God in genade aanneem en in die seëninge van die nagmaal laat deel. Maar hulle wat hardnekkig en sonder berou God se gebod oortree, eet en drink 'n oordeel oor hulle self. Daarom verkondig ons aan alle afgodsdienaars, towenaars en waarsêers, en die wat aan hulle glo, godslasteraars en skeermakers in kerk en staat, meineeriges en ongehoorsaam is, moordenaars en twissoekers, egbrekers, hoereerders, dronkaards, diewe, onwettige winsmakers, rowers, dobbelaars en gierigaards, om nie na die nagmaal van die Here te kom nie. Want niemand wat liefdeloos en aanstootlik lewe, het deel aan die ryk van Christus nie. Tog kom ons nie na die nagmaal, omdat ons onsself sondeloos en volmaak ag nie. Inteendeel, ons kom juis omdat ons lewe buite onsself in Christus soek. Daarmee erken ons dat ons van nature deur die sonde dood is. Ons het inderdaad nog baie gebrek aan geloof, aan ywer in God se diens, aan liefde tot God en ons naaste. Ons het egter deur die genade van die Heilige Gees van harte berou oor ons sondes en begeer opreg om volgens al die gebooie van God te lewe. Daarom kan ons seker wees dat God ons in genade aanneem en waardig maak om deel te hê aan die hemelse spys en drank. Die Here leer ons die doel van die nagmaal wanneer hy sê, doen dit tot my gedagtenis. Om dit te doen, moet ons opreg glo dat hy deur die Vader na hierdie wêreld gestuur is, dat hy ware mens geword het en as sondelose lam die toorn van God gedurende sy hele lewe op aarde vir ons gedra het. Hy het met volmaakte gehoorsaamheid God se wet vir ons vervul. Hy het ons smaad gedra, sodat ons nooit weer tot skande sou word nie. Hy is onskuldig ter dood veroordeel, sodat ons voor die gerig van God vrygespreek kan word. Hy is in die kruis gespyker om die skuldbrief van ons sondes daaraan vas te naal. So het hy ons vervloeking op hom geneem om ons met sy seën te vul. Hy het helse pyn en smart en bange Godverlatendheid gelei toe hy uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Sodat ons nooit meer deur God verlaat sou word nie. Eindelik het hy met sy dood en bloedstorting die ewige genadeverbond bekragtig met die woorde, dit is volbring. Wanneer ons so aan hom dink, word die tekens van brood en wyn telkens weer 'n versekering dat hy hom in ons plek oorgegee het en dat hy ons so seker met sy liggaam en bloed voed as wat ons die brood en wyn eet en drink. So wil die lewende Christus deur sy Gees ons van sy liefde verseker en ons tot die vaste wete bring dat ons ook tot hierdie genadeverbond behoort. En elke maal as ons nagmaal vier, verkondig ons sy dood totdat hy kom. Daarom laat die fees van die nagmaal ons ook met groot verlange uitsien na die bruilofsmaal van die Lam. So leer die nagmaal ons om die enige kruisoffer van ons Here Jesus Christus as die enigste grondslag van ons saligheid in die geloof te omhels. Daar is sy liggaam gebreek en sy bloed vergiet tot 'n volkome versoening van al ons sondes en het hy vir ons die ware voedsel en drank van die ewige lewe geword. Deur sy dood het hy ook vir ons die lewendmakende Gees verwerf, wat ons aan Christus in ware gemeenskap verbind en in al sy rykdomme laat deel. Dieselfde Gees bind ons ook as lede van een liggaam in ware liefde saam. Omdat ons almal aan die een brood deel het, is ons almal een liggaam. Daarom moet ons almal wat deur die geloof in Christus ingelyf is, hierdie eenheid in liefde met woord en daad teenoor mekaar bewys. Mag God deur sy Gees ons daartoe help. Amen. Laat ons nou eers voor God verootmoedig en hom gelowig om sy genade aanroep. Barmhartige God en Vader, ons dankie dat ons die troostryke gebeurtenis van die Seun, Jesus Christus se bittere dood mag gedenk. Ons bid U, gee deur U Heilige Gees 'n opregte vertroue in ons hart, om ons al meer aan die Seun oor te gee, sodat ons met hom die hemelse brood verkoop word,
en nie meer in ons sondes nie, maar in hom mag lewe. Verseker ons dat U ons genadige Vader is en ons U kinders en erfgename. Help ons om onsself te verloon, ons Heiland te bely en met verlange te wag op sy terugkoms, wanneer hy ons in ewigheid tot hom sal neem. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, om Jesus ontwil. Amen.